Baie welkom. Dit is 'n baie groot voorreg en baie aangenaam om via Facebook of YouTube so met u te kan kommunikeer. Baie mense maak hiervan gebruik omdat hulle net baie ver is en nie die eredienste kan bywoon nie. Ander is weer glad nie ver nie, maar dit is net so lekker gerieflik partykeer in die winter om so in 'n oggend 'n bietjie in te lê en dan op 'n geleentheid die diens te kyk. Dit is en bly vir ons 'n regtige voorreg om te weet dat soveel mense ook op hierdie manier die woord hoor. Ons glo en vertrou dat dit met julle almal goed gaan daar waar julle is. Net 'n herinnering dat dit nou Pinkstertyd is en ons beplanning is om DV vanaf maandag aand, maandag deur die loop van die dag tot Vrydag deur die loop van die dag, maar gemik op die aande 5 Pinksterboodskappe ook op te neem en deur te gee by die kerk self. Sal die dienste plaasvind 10:00 elke oggend, maandag tot Vrydag en 7:00 in die aand, Sondag aand tot Donderdag aand. Hoop dat u ook daarin kan deel. Kom ons word saam stil voor die Here en ons begin ons diens met 'n wotum. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: "Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Amen." Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God ons Vader, altyd ook van Jesus Christus, die Seun van God, en deur die werking van God, die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here almagtige, enigste lewende ware God, ons aanbid U. Dankie vir U goedheid en genade, dankie vir U liefde. Dankie vir die soenoffer van Jesus Christus. Dankie vir die werking van die Heilige Gees om ons te oortuig van die waarheid. Dankie vir U troos, krag, bemoediging, leiding, seën in ons lewens. Here, dankie dat ons nou weer via Facebook en YouTube en môreoggend DV in die gemeente die geleentheid het om met U woord besig te kan wees en na te kan dink, nie net oor die woord nie, maar oor die impak van die woord op ons. En dat ons kan dink en groei in ons verhouding met U. Ek wil vir ons by hierdie geleentheid asseblief ook lei wanneer ons na 'n baie bekende gelykenis kyk, maar 'n bietjie nuut daaroor nadink. Ons vra dat U dit natuurlik deur die werking van die Gees vir ons elkeen sal gee, dit vir ons sal doen en ons daardeur sal leer en vorm. Hoor ons gebed asseblief, want dit is op grond van die soenverdienste en die oorwinning van Jesus Christus, die opgewekte Here. Amen. Geliefdes, 'n baie kort inleiding. Elke prediker, en nou nie net formele predikers in die kerk nie, maar enige persoon wat die woord van God op een of ander manier uitdra of verduidelik of 'n boodskap daaroor stuur, het 'n ontsaglike groot verantwoordelikheid. Maar dit is tog ook baie interessant dat altyd en oral waar daar gepreek word, die prediker nie alleen die verantwoordelikheid dra nie. En daarom gaan ons vandag kyk na die gelykenis van die saaier. Ek kan met reg sê een van die heel bekendste gelykenisse in die hele Nuwe Testament. Tog een waaroor ek nog baie selde gepreek het, miskien deel daarvan omdat ek nie altyd daarvan hou om oor die oorbekende of baie bekende gedeeltes te preek nie, en altyd voel daar so baie gedeeltes in die Bybel wat ons miskien nie so goed ken nie en nie so maklik raak lees nie. Maar hoe dit ook al sy,
Vandag staan ons stil by die gelykenis van die saaier, en wat dit interessant maak, is dat Jesus eers die gelykenis vertel, dan is daar 'n kort onderbreking met baie belangrike inligting oor gelykenisse en waarom hy in gelykenisse leer, wat ons nie nou by sal stilstaan nie, en dan gee Jesus self 'n verklaring van die gelykenis wat hy vertel het. Ek gaan dit vir u lees. Ons lees uit Matteus 13, eers vers 1 tot 9, die gelykenis self, dan vers 18 tot 23, Jesus se verklaring van die gelykenis. Dieselfde dag het Jesus van die huis af gegaan en by die see gaan sit. 'n Groot menigte het so om hom saamgedrom, dat hy in 'n skuit geklim en daarin gaan sit het. Maar die mense het almal op die strand bly staan. Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê: 'n saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel daarvan het op klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dit het gou opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei. En omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. Die ander saad het in goeie grond geval, en 'n oes gelewer, party 100voudig, ander 60voudig, en ander 30voudig. Wie ore het, moet luister. Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaier beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lank uit nie. As hy terwille van die woord verdruk en vervolg word hy gou afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord en dit bly sonder vrug. Die man by wie daar op goeie grond gesaai is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes, soms 100voudig, soms 60voudig, soms 30voudig. Voordat ons stilstaan by die spesifieke beelde wat Jesus in hierdie gelykenis gebruik, wil ek net iets opmerk wat my opgeval het, en dit is dat Jesus spesifiek die beeld gebruik van 'n saaier en nie van wat ek sou noem 'n planter nie. Ek dink dit is belangrik, want die verskil tussen die saaier en die planter kan mens so beskryf. 'n Saaier doen eintlik baie min, hy strooi net die saad uit. Maar iemand wat plant, moet baie groter verantwoordelikheid dra in die sin van, hy moenie saad te diep plant nie, dan sal dit nie, as dit ontkiem kan opkom nie. Hy moet dit baie beslis ook nie te vlak plant nie, want dan sal dit baie maklik, die wind kan oor die sand waai en dit sal net wegwaai. En die planter het ook 'n geweldige verantwoordelikheid om nat te lei en so meer. So ek dink tog is belangrik om net in ag te neem dat Jesus hierdie beeld van 'n saaier gebruik, ons verantwoordelikheid om net te getuig van die evangelie. Nou, in die gelykenis val die klem natuurlik op waar die saad val. Nou, ons ken al die verskillende plekke, ons gaan net in so 'n bietjie meer diepte daarna kyk, maar belangrik om te onthou dat reg van die begin af gaan dit oor waar die saad val. So in 'n eerste hoofpunt wil ek stilstaan
by diegene wat saai, of anders geformuleer, wat kan 'n gemeente, kom ons praat binne die konteks van 'n gemeente, wat kan 'n gemeente van 'n prediker, of dan nou 'n saaier, verwag? Ek sal die volgende graag wil uitstippel. Ek dink die gemeente of dan hoorders kan altyd verwag dat die prediker goed voorbereid sal wees. Deel van die voorbereiding sal wees om die agtergrond van die gedeelte, die konteks, die literatuursoort behoorlik te verdiskonteer in sy voorbereiding en in sy aanbieding. Dan dink ek die prediker 'n baie groot verantwoordelikheid om dit wat daar in die woord staan op 'n praktiese, verstaanbare manier deur te trek na die lewe, of dan oorgeset synde om verantwoordelike toepassings te maak, of kom ons gebruik die beter terme, verantwoordelike skrifgebruik. Verantwoordelike skrifgebruik slaan na twee kante toe, die voorbereiding, ook die aanbieding en die toepassing. En dan laastens wil ek noem dat 'n prediker die verantwoordelikheid het om effektief te kommunikeer. Nou, predikers verskil, maar ek dink tog effektiewe kommunikasie is geweldig belangrik, en ek wil sommer twee praktiese voorbeelde gebruik deur te sê, 'n chirurg moet nie net besonder slim en intelligent wees nie. Hy moet ook weet hoe om die operasie uit te voer. 'n tweede maklike voorbeeld vir my is die van 'n tandarts. Dit sou nie help dat 'n tandarts geweldig slim, intelligent, ervaring en kennis het van wat gedoen moet word nie. Die tandarts sal ook baie vaardig moet wees oor hoe om dit wat gedoen moet word te kan doen. Maar dit dan oor die prediker. Ek dink in hierdie gelykenis moet ons lei daarna om ook 'n bietjie te praat oor die hoorder en dan die verantwoordelikheid van die hoorder, want in die gelykenis sê Jesus by die toepassing elke keer, hy by wie wat so hoor, hy wat so luister, hy wat so reageer, kan vergelyk word met hierdie plekke waar die saad val. So die gelykenis beklemtoon op watse tipe grond val die saad en wat gaan die effek wees in terme van of dit kan ontkiem, behoorlik groei en of dit kan vrug dra. Ek wil dit ook graag so beskryf. Elke mens wat die woord hoor, het 'n verantwoordelikheid om die woord te hoor, dit in te neem, ons eie te maak, en dan moet dit lei tot iets, die vrug dra. Met ander woorde, dit moet lei tot lewensverandering en of gesindheidsverandering. Albei baie belangrik. Maar nou wil ek sê, dit is wat my aan betref, deur die jare my ervaring dat dit juis is waar die probleem dikwels lê. Ek gaan dit nou maar in ou terme beskryf. Ek vind dat daar mense is wat jaar in en jaar uit, om die ou term te gebruik, onder die geklank van die woord verkeer. Maar dat dit nie noodwendig lei tot verandering nie. Ek onthou 'n baie ou storie, vreeslik eenvoudige storieetjie, maar ons leer ons altyd iets daaruit, soos die Engelsman sê, many a true word is spoken in jest. Hulle vertel van die een gemeente waar die dominee nog ook soos voorheen elke sonnagoggend by die deur gestaan het na die diens, na die preek, en die mense gegroet het. En dan was daar een tannetjie wat elke sonnagoggend vir hom pragtig bedank het en gesê, ag dominee, die preek was weer vanmôre tog vir my so mooi gewees. Maar so gaan dit oor 'n lang periode aan. En een oggend kom dit net by hom op om vir haar te vra, wat vir haar so mooi was. En hy vra tannie, baie dankie, ek is bly dat die preek vir jou mooi was, maar
Wat in die preek was spesifiek vir jou so mooi? Sy sê, ag dominee, net die manier waarop jy altyd sê, Jerusalem. Nou, soos ek sê, dit is baie eenvoudig, maar miskien is daar 'n diep les in. Hoeveel meer sy gehoor het, is ek nie van seker nie. Die probleem is wanneer ons die woord hoor, onder die geklank van die woord verkeer, en niks verander nie. Nie ons gesindheid nie, nie ons gewoontes nie, nie ons hantering van mense en situasies nie. Daar is seker nie 'n meer skreiende voorbeeld as die van die Fariseërs en die Sadduseërs wat voortdurend met die woord besig was, maar wat geestelik meerderwaardig, hoogmoedig, veroordelend, liefdeloos en verbitterde mense was nie. En wie se verhouding met God nie noodwendig reg was, al het hulle die woord so goed geken, so baie gehoor en selfs so baie verkondig nie. Daar vind nie altyd verdieping plaas in mense se verhouding met die Here, op grond van die feit dat hulle die woord hoor of self lees nie. Dan 'n derde kort hoofpunt. Ons sal moet besef, en ek praat maar baie reg daaroor, dat sekere verwyte wat mense nogal geneig is om teen predikers te mik, regtig nie geregverdig is nie. Ek gee so oorsig. Ek dink nie dis billik en regverdig om te sê, ek het nie gehoor nie en ek het nie geluister nie of ek het nie verander nie, want weet jy, ons prediker was nie 'n driftige prediker nie. Anders gesê, hy het nie hard genoeg geskree nie. In baie gevalle presies die teenoorgestelde. Mense wat voel, nee wat, daai prediker is te driftig en hy skree te maklik en dit sit mense net sommer heeltemal af en dit kry net jou verdedigingsmeganismes op. Party voel dat predikers daaraan skuldig is om nie in alle kerke, soos wat party kerke doen, 'n mens byna te dwing om 'n keuse te maak nie. In baie kerke is dit die gewoonte dat mense dan op 'n stadium sê, nou moet almal hulle oë toemaak en nou moet jy 'n keuse maak en jy moet of jou hand opsteek of jy moet opstaan of jy moet pertinent iets bely dat jy glo. Ek dink nie dat ons kan 'n prediker daarvoor verkwalik as hy mense nie dwing nie. Ons weet ook wat die reaksie van baie mense sal wees. Dan ander, ek dink nie ons sou teen die prediker kon sê dat hy nie genoeg gedreig het of vrees ingeboesem het nie. Ek weet daar is in sekere kerke en by sekere predikers 'n baie kenmerkende styl van om mense te probeer bang praat. Is nogal by roudienste en begrafnisse ook baie keer die geval van, jy weet, ons almal gaan nie noodwendig 53 of 63 of 83 jaar oud word nie, en jy kan vandag hier uit die kerk uitgaan en jy weet, jy kan siek word of jy kan in 'n ongeluk wees en so aan, en jy kan amper nie waag om uit hierdie kerk uit te gaan as jy nie vandag jou hart vir die Here gegee het nie. Dit is my 'n geweldige probleem wanneer vrees veroordeel of vrees vir teespoed gebruik moet word as die motivering oor waarom 'n mens in Jesus Christus as verlosser moet glo. Die orde wat ons in die Bybel kry is heeltemal anders. Jesus sê, gaan wees my getuies, gaan vertel vir die mense wie is God, hoe lief het hy hulle, en dat hy my as verlosser gestuur het. En dan is 'n mens veronderstel om te reageer op grond van hierdie genade wat aan jou verkondig word, om tot geloof te kom of 'n besluit te neem, nie op grond van vrees nie. In ons vierde hoofpunt, kom ons kyk aan die hand van die gelykenis self, waar val die saad? Ons kan ook kom ons sê, kom ons vra onsself eerlik af, hoe reageer ek en jy
wanneer ons die woord hoor? Waar val die saad? Wat se tipe grond? Of dan nou, hoe reageer ek en jy op die woord van God? Is daar by ons begrip, is daar gesindheidsverandering en is daar uiteindelik lewensverandering wat as vrug beskryf kan word? Kom ons kyk na die voorbeelde wat Jesus noem. Vers 18 en 19. Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaier beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Hier gebruik Jesus 'n baie belangrike voorbeeld, dat wanneer ons die woord hoor, dan is daar hierdie invloed van buite, hierdie pogings van wat hy dan hier noem, die bose, om die ingaan van die woord, die hoor van die woord, die ontkieming van die woord, die groei van die woord, om dit te belemmer. En nou moet 'n mens baie eerlik wees, die bose is nie net daar buite en in die wêreld nie. Die bose is ook baie vaardig en baie besig en bedrywig in die kerk. Ek noem maar een voorbeeld van wat alles 'n mens se aandag kan aflei wanneer jy in die kerk is, en 'n geweldige negatiewe invloed kan hê op wat jy hoor en hoeveel jy hoor en hoe ek en jy hoor. So, daar is hierdie buitefaktor, pogings van die bose om die hoor en die ontkieming en die vrugdra van die woord te belemmer. Dan vers 20 en 21. Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie, hoor die verantwoordelikheid. Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lank uit nie. As hy terwille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gou afvallig. Dit is heeltemal moontlik om die woord te hoor, sonder om daaroor na te dink. Heeltemal moontlik om die woord te hoor, en dat dit soos water van 'n eend se rug afrol. Heeltemal moontlik om die woord te hoor, maar nie krities te vra, hoe raak dit my? Of, waar pas my gesindheid in hierdie prentjie in nie? Dit kan baie maklik gebeur. Dan vers 22, en hier kry ons twee uiterstes wat baie belangrik is om op te let. Vers 22, die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en daai kan ook 'n of wees, die verleidelikheid van rykdom verstik die woord en dit bly sonder vrug. Dit het my geweldig diep getref dat Jesus hier die twee uiterstes noem, en dis hoekom ek dink daai en moet ons dalk vertaal as of. Aan die een kant kry ons hier 'n beeld dat Jesus sê, wanneer jy die woord hoor, kan jy so oorweldig wees deur die bekommernisse of die sorge van die lewe of die probleme in jou lewe, dat jy net nie regtig daarna kan luister of dit kan inneem nie. Ek weet in barmhartigheidsterme en sendingterme, uitreikterme sê ons baie keer, dis baie moeilik vir iemand om die woord te hoor as dit aan hulle verkondig, terwyl hulle honger is. En dat mense baie keer eers moet kos gee, voordat mense in 'n posisie is om te kan die woord inneem. Nou, ek gaan nou nie al die voorbeelde noem nie, maar natuurlik sit ons baie keer in die kerk met so oorweldigende bewustheid van ons bekommernisse, van werkloosheid, van verhoudings, van kinders met probleme, van siektes en so meer, dat ons net daarmee besig is en eintlik so besig is daarmee dat ons nie kan inneem hierdie kosbare woord wat ons hoor nie. Maar dan die teenoorgestelde, dat dit nie net
wanneer dit met mense sleg gaan, moeilik is om die woord te hoor nie. Maar dit baie keer baie moeilik is om die woord te hoor wanneer dit met jou goed gaan. Dalk te goed gaan. Dalk baie, baie goed gaan. Dat jy in die kerk is, en nie net in die kerk nie, maar enigiewers die woord hoor, maar dat jy so selftevrede is en selfgenoegsaam is en dat dit net so voorspoedig gaan, dat daar nie 'n diepliggende behoefte is om God se woord te hoor of om enigiets te verander nie, want ek is so rustig en tevrede en Engelse woord complacent in my situasie. Dan vers 23, die positiewe voorbeeld wat Jesus gebruik. Wanneer mense hoor en verstaan en veral die implikasies verstaan, en dan word die term gebruik om dan vrug te dra. Kom ons lees dit net eers. Die man by wie daar op goeie grond gesaai is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes, soms 100voudig, soms 60voudig, soms 30voudig. Vrug dra. Ek herhaal, dit is dinge soos dat daar 'n gesindheidsverandering plaasvind. Dat daar lewensveranderinge plaasvind. Dat daar verandering plaasvind in terme van hoe ons dinge sien, verstaan, maar ook oor hoe ons optree en baie, baie pertinent oor hoe ons ander mense behandel. Ek wil afsluit. Waar val die saad in my en jou lewe? Anders geformuleer, hoeveel verantwoordelikheid neem ek self wanneer ek die woord hoor? Hoeveel verantwoordelikheid neem ek om dit te probeer verstaan, die lyne deur te trek na my eie lewe, die kritiese vrae te vra en om verandering te gaan maak? Natuurlik kan iemand sê, maar al hierdie goed is die werk van die Heilige Gees. Natuurlik is dit waar. Maar nou weet ons ook dat die Heilige Gees vat mens nie aan jou nek en sleep jou nie. So hierdie dinge gebeur nie outomaties nie. En ek dink die gelykenis van die saaier en die verskillende plekke waar die saad val, laat die klem baie, baie, baie sterk val op die verantwoordelikheid van ons as hoorders. Onthou, selfs ons as predikers is ook hoorders van die woord. Kom ons gaan dink na, nie net oor wat ons hoor nie, maar wat die impak daarvan op ons lewe is, en wat ons eie gesindheid en ingesteldheid is. Mag die Here ons daarin lei. Amen. Here, baie, baie dankie dat U vir ons elkeen wat hierdie woord vandag gehoor het, dat U ons ken. Maar nie net teoreties ken nie, dat U ons lief het, intens lief het. Dankie dat ons vir U saak maak. Dankie dat die verantwoordelikheid wat ons moet neem en die impak en die veranderinge in ons lewens, ons reaksie op die woord van belang is. Maar nou het ons die vrymoedigheid om te vra, kom deur die Gees en werk binne in ons. Kom deur die Gees en lei ons om beter te luister, anders te luister, kritiese vrae te vra en uiteindelik te groei. Here, verder altyd vir ons belangrik om in ons gebed te vra, seën ons, help ons, dra ons in 'n baie, baie, baie de mekaar land, in 'n baie, baie, baie de mekaar wêreld. U ken die fynste besonderhede van dit alles, en ook wat die impak daarvan is op ons gesindheid en ons vermoë om te luister en om positief te wees en om vorentoe te gaan. Maar dankie dat ons met U daaroor kan praat. Help, lei, seën, dra, versterk
en vertroos ons asseblief. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die seënende en lerende teenwoordigheid van God die Heilige Gees, bly by jou. Amen.